Matteus hoofstuk 20, na by die einde van Jesus se bediening, en ons lees hierso in vers 20 'n aardige versoek wat aan Jesus gemaak is. Dit sê, toe kom die moeder van die seuns van Zebedeus, dis nou Jakobus en Johannes, met haar seuns na hom. Jy kan net dink, hierdie moeder kom, een seun aan die regterhand, een seun aan die linkerhand. Ek weet nie of dit agter hulle nekke was nie, maar hier kom die moeder aan, en buig voor hom neer om iets van hom te vra. En hy sê vir haar, wat wil jy hê? Sy antwoord hom, sê dat hierdie twee seuns van my in u koninkryk mag sit, een aan u regter en een aan die linkerkant. Nou sien ek, hierdie is 'n tipiese mamma. Ek wil die beste hê vir my seuns. Een moet aan die regterkant, een aan die linkerkant. Maak nie saak van die res van die wêreld nie, my seuns moet daar so sit. Tipies moeder. Julle moeders? Ja, tipies moeder. Wil die beste hê vir jou seuns. In vers 22 sê Jesus antwoord en sê. So wat hier volg is 'n antwoord op haar versoek. Here, ek wil hê my seuns moet die beste plek hê. Nou wat my interesseert is nie net wat sy antwoord is nie, maar ook wat hy nie gesê het nie. Ek wil begin met wat hy nie gesê het nie. Hy het nie gesê, vrou, hierdie is 'n simpele versoek van jou. Hy het dit nie gesê nie. Of vir haar sleg gesê of iets nie. Al wat hy sê, julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die beker drink? So hy sê nie vir hulle, julle kan dit nie hê nie, dis onmoontlik. Wat hy sê is, daar's 'n prys om te betaal. Julle wil die beste hê in die koninkryk, daar's 'n prys om te betaal. Voor ons uit die Zimbabwe moes vlug, het ek baie ernstig voor die Here gebid en gesê, Here, besny my hart. 'n baie gevaarlike gebed. Dis die Here, wat ook al die prys, ek wil U hê as eerste in my lewe. Toe lees ek 'n stukkie in Lukas, en dit sê daar so, as jy nie gewillig is om jou plaas en alles wat jy het vir my te gee nie, dan kan jy nie my disipel wees nie. Beloof ek, dit staan so in die skrif. Toch joh, daar staan ook 'n prys, my plaas en alles wat ek het. Ek sukkel bietjie daarmee. Paar dae later lees ek ander stukkie, ander deel van die skrif en hy sê dit weer, as jy nie gewillig is om jou plaas en alles wat jy het vir my te gee nie, kan jy nie my disipel wees nie. En ek stry met die Here, ek sê, Here, maar ek het hierdie plaas gekoop, ek is seker die enigste wit man wat 'n plaas gekoop het gedurende die plaasbesettings. Want ek wou deel wees van die boere, ek wou saam met hulle wees as 'n boer. Ek het 'n ingenieurswese gehad, was ook in die bediening, maar ek wou saam met die boere wees in hulle smarte as 'n boer, en ek het 'n plaas gekoop, deur 'n wonderwerk. So sê ek, my Here, ek het hierdie plaas gekoop as 'n wonderwerk, U het vir my gehelp. Hoe ek daai gekry het, was 'n absolute wonderwerk. Ek het gebid vir 'n plaas, en toe kom ek by 'n boer, en hy was bang, soos al die boere was, bang, wat gaan gebeur as hy 'n plaas verloor. En ek sien hierdie man, hy dink so, hy wil graag in die dorp bly. Ek sê vir hom, jy wil in die dorp bly, en ek wil op 'n plaas bly. Hoekom ruil ons nie net nie? Ek gee vir jou my huis op die dorp, en jy gee vir my jou plaas. Hy kyk my so verbaas en hy sê, dis 'n deal. En net so het ek 'n plaas gekoop. Ons het papierwerk gedoen en daar het ek 'n plaas. En so het ek begin boer. En nou 11 jaar later vra die Here of ek gewillig is om my plaas op te gee. En ek het geniet om te boer. Ek het melkbeeste gehad, ek het melkery. En toe die derde keer, toe ek in 'n ander plek lees, as jy nie gewillig is om jou plaas en alles wat jy het vir my te gee nie, kan jy nou my disipel wees nie. En ek besef die Here daag my uit soos wat hy hierdie mense uitdaag. Kan jy die prys betaal? Kan jy die beker drink?
Ek gaan op my knieë en ek huil voor die Here. Ek sê, Here, is reg, U kan alles neem. Ek wil U hê as eerste, nie my plaas nie. Jou plaas kan nie God se plek neem in jou lewe nie. En nadat ek so gehuil het, sê ek, okay, reggemaak, U kan die plaas neem. 4 dae later kom hierdie mense op my plaas. En hulle sê, we've come to introduce you to the new owner of the farm. En nou sit hierdie mense so om my, en is net dreigemente, ek moet saam met hulle werk, en as ek mag nie polisie toe gaan nie, ek mag nie wat ook al doen nie, media toe gaan nie, ek moet net my plaas oorgee. En 'n man sit aan my regterkant so, hy sê, do you know my name? Do you know who I am? Ek sê vir hom, nee, ek weet nie wie hy is nie. Hy sê, my name is Kanangonia, and I can get farmers off their farms in 2 hours. 2 hours, sê hy vir my. Ek sê vir Mr. Kanangonia, I have something to say to you. En tot dit sê, weet ek nie wat ek kan sê nie. Maar ek onthou in die skrif, dat die Here gesê het, as jy in daai dag vervolg word, moet jy nie bekommerd wees wat jy sal sê nie, maar die Heilige Gees sal jou woorde gee wat nie uit jou kop uitkom nie. En in my hart kom woorde as 'n antwoord vir hierdie. Ek sê vir hom, meneer Kanangonia, natuurlik alles in Engels, sê vir hom, ek en jy gaan sterf eendag. Dit kan jy nie verhoed nie. Ek en jy gaan sterf eendag en jy gaan in jou eie 2 skoene voor almagtige God staan en verantwoording doen vir wat jy vandag gedoen het. En ek gaan in my eie 2 skoene staan en verantwoording doen teenoor God vir hoe ek op jou regeer het. Maar ek vrees nie vir jou nie, ek vrees net vir God. Dit het hom toepstil gemaak, die res van die tyd also. Maar so het ek geleer, daar is baie dinge wat ons lewe gebeur, in julle lewens gebeur, wat jy nie kan help nie. Government doen iets, of wat ook al, verskriklike dinge partykeer. Jy hoef nooit voor God verantwoording te doen vir wat iemand anders van jou gedoen het. So jy hoef nie te vrees daarvoor nie. Maar jy gaan moet verantwoording doen vir hoe jy gereageer het. As jy met haat en bitterheid reageer, dan is jy verantwoordelik vir jou reaksie. Maar jy is nie verantwoordelik vir wat hulle gedoen het nie. En ek het daaruit geleer, ek moet my hart skoon hou voor die Here. Wat hulle doen, dis hulle saak vir die Here. Maar ek moet seker maak my hart is skoon. Kan julle die beker drink, wat ek aanstonds gaan drink, en gedoop word met die doop waarmee ek gedoop word? Hy praat van die doop van vuur, hy praat van sterf. Hy sou in 'n paar dae se tyd sterf op die kruis van Golgotha, en hy vra vir hulle, is jy bereid om saam met my te staan? Daai prys te betaal. Nou, kom ons kyk 'n bietjie na 'n paar ander skrifte. Hier is nou net 'n openingsskrif om te sê, daar is 'n prys om te betaal. Ons geloof, ons Christelikheid is nie net sommer 'n maklike ding nie. Daar's 'n prys wat ek moet betaal, is 'n prys wat jy moet betaal. En ons moet sterk staan in ons geloof. En ek kan vir julle sê, ek weet nie of julle geskiedenis ken nie, maar van Jesus se tyd op die aarde tot nou, moet daar seker 500 miljoen Christene wees, wat hulle lewe gegee het vir hulle geloof. Wat gekruisig is, wat doodgemaak is met die swaard, hoe ook al, wat gesterf het. God het dit van hulle verwag om sterk te staan, al was dit tot die dood toe. Lees maar die geskiedenis, 'n verskriklike geskiedenis, maar ook 'n wonderlike geskiedenis, hoe daai amper 10 miljoen Christene in die Romeinse tyd, in die arena, daarso, mense gaan na die arena, dis 'n wonderlike arena, ek sê vir jou, daar's omtrent 10 miljoen Christene daar doodgemaak. Gruwelig doodgemaak. Hulle die leeu's losgelaat. Dan staan daai gelowiges daar, dan lig hulle arms op, en dan sing hulle tot eer van die Here, soos die leeu's aankom en hulle verskeer. Dis geloof. En so reg deur die eeue, onder die Rooms-Katolieke Kerk, ek weet nie of julle dit weet nie, om meer as 50 miljoen
gelowiges, protestante, was gruwelik vermoor deur die Rooms-Katholieke Kerk. Onder communisme is honderde miljoene wat hulle lewens verloor het, en al die Christene het sterk gestaan in hulle geloof. So, ek wil teruggaan na Matteus hoofstuk 6. Ons het vanmôre aan ons storie bietjie gelees uit die Bergprediking. Ek wil kyk na deel van daai. Julle ken hierdie stukkie goed, Matteus hoofstuk 6. Dit sal kom. Die Bergprediking begin Matteus 5, 6 en 7. Ek kyk na die middel daarso, waar Jesus vir hulle leer hoe om te bid. Seker julle dit al baie gehoor. Matteus 6, vers 9. So moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. En dan kry jy vers 10. Baie interessante deel van hierdie gebed. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Hy sê vir ons dat ons moet bid vir die koninkryk, dat dit kom. En baie van sy leringe, kyk maar deur die evangelies, meeste van sy preke het iewers gegaan oor die koninkryk van God. Is dit nie? As hy sy disippels uitstuur om te gaan preek, sê hy gaan vertel daai verlore skape, die koninkryk van God het gekom. En sy prediking, hy op 'n stadium vra hy die vraag: hoe danig is die koninkryk? En dan woorde, hoe lyk die koninkryk? Dan verduidelik hy, die koninkryk van God is soos 'n mosterdsaad, is soos suurdeeg, is soos dit, soos dat. Verduidelik hy die koninkryk, want hy wil hê ons moet verstaan, hoe lyk die koninkryk? So hierso reg in die begin van sy prediking, sê hy, ons moet bid, mag die koninkryk kom. Nou, dis baie interessant, daai woord kom, mag die koninkryk kom, gebruik 'n Griekse woord, ergomai. Die woord kom, is ergomai. En daai plekke waar daai woord ergomai gebruik is in die skrif, gee ons 'n verduideliking van wat hy sê ons moet bid. Hierdie is nie 'n gebed dat Jesus moet terugkom nie. Jesus gaan terugkom. Hier is dat die koninkryk mag kom. En ergomai beteken binne-in kom. In Johannes 3 vers 5 sê daarso, as jy nie wedergebore is nie, sal jy nie in die koninkryk binne-in kom nie, ergomai. Ander plekke is dit ergomai, binne-in. En dit word gebruik waar Jesus of sy disippels in 'n stad inkom of in 'n huis inkom, kom binne-in, ergomai. So, wat hy sê hierso, ons moet bid, mag U koninkryk binnekom, sodat ek 'n ander woord daarso gebruik, om dit te verduidelik. Mag U koninkryk binne in my kom, binne in my huis, binne in my lewe, my huwelik. Ek wil hê U koninkryk mag kom. En as ons die res van daai versie kyk, mag U koninkryk kom, laat U wil geskied. Nou, 'n koninkryk is net daarso as daar 'n koning is dit nie? 'n koning regeer oor 'n koninkryk, oor mense. Die koninkryk is mense waaroor Jesus regeer. Hy is die koning, ons is sy koninkryk. En so as hy sê, mag die koninkryk kom, mag ons in 'n plek kom waar Jesus regeer. Nie net dat ons sê, ons glo in God nie en ons gaan aan met ons lewe nie, maar hy regeer in elke deel van ons lewe. Nou, in die Ou Testament veral, maar ook in die Nuwe Testament, kry jy hierdie beeldspraak, hierdie manier van, sê maar in die Psalm, sien dit baie, waar 'n stelling gemaak word, en dan maak hy weer dieselfde stelling, maar hy gebruik verskillende woorde, sodat mens daai stelling goed kan verstaan. Hierso gebruik dit daai selfde, mag die koninkryk kom, en dan sê dit dieselfde, maar in ander woorde, mag U wil geskied. Want waar Jesus koning is, daar
geskied sy wil, is dit nie? So ons verstaan, as ons sê, mag die koninkryk kom, dan sê dit, Here, wees koning in my lewe. Mag u wil geskied in my lewe. Dis wat ons vra. Dis die gebed, dis die begin van daai pragtige gebed, wat ons so baie keer al gebid het, en baie keer nie eens verstaan het nie, dat ons sê, Here, ek wil hê dat u oor my lewe koning mag wees. Dis wat ek vra. Nou, daar's 'n plek waar hierdie woord ergemaai ook gebruik word, en dit is Lukas 24, en ek gaan nou nie eintlik daaruit lees nie, maar ek gaan die storie vertel in my eie woorde. Dit is, julle het dit al baie gelees, baie gehoor, die Emmausgangers. Weet julle van die Emmausgangers? Ja? Kop ek met? Ja? Die Emmausgangers was deel van die disippels. Kleopas, miskien sy vrou, dit sê net en 'n ander disipel, kan sy vrou wees. Dit was net na Jesus se kruisiging en die dag toe hy opgestaan het uit die dode. En verskeie mense, die vroue daar so by die graf, een van hulle het vir Jesus gesien, en hulle kom hardloop na die disippels en hulle sê, ons het Jesus gesien, en daar's 'n opgewondenheid in die tussen die disippels. Jesus het opgestaan. Kan jy dink, 3 dae terug het hulle die verskriklike kruisiging gesien, verskriklike wrede dood. En nou sê die vrouens, Jesus het opgestaan, ons ook gesien. So, hierdie disippels, Kleopas en ander een, stap nou die aand terug huis toe. So 7 myl, nie vreeslik ver nie, maar is 'n entjie om te stap. En terwyl hulle stap, bespreek hulle die dinge wat die laaste paar dae gebeur het. En Jesus kom, soos wat hy baie keer, kom saggies by hulle aansluit. En hy sê vir hulle, waaroor? Wat bespreek julle? Waaroor praat julle? Hulle sê, oor die dinge wat nou onlangs gebeur het. En Jesus, asof hy nie weet nie, sê, wat dinge? En hulle begin vir hom vertel oor Jesus van Nasaret. Ons het gedink hy's 'n profeet en hy het gekom om vir Israel te verlos, maar die Romeine het hom doodgemaak, gruwelik, maar vanmôre het vrouens gekom en gesê hy het opgestaan. Jesus sê vir hulle dat ek daai woorde eintlik lees. Vers 25, Lukas 24 vers 25. Hy sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. In ander woorde, die profete het reeds van al hierdie dinge gespreek. Hoekom is julle harte so traag om te glo? En hy begin met 'n Bybelstudie. Hy begin hulle vertel. Hy begin by Moses en al die profete, al die profesieë wat gaan oor sy lewe, sy dood, sy opstanding. Hy verduidelik vir hulle, en hulle is opgewonde, soos wat hulle hierdie Bybelstudie hoor, en ek het al baie gedink, ek wens ek kon by daai Bybelstudie gewees het. Dis moes 'n merkwaardige Bybelstudie gewees. Profeet, skrif. En hulle stap nou, so saam met Jesus, en daar harte brand in hulle. Hierdie wonderlike skrifte wat vir hulle verduidelik is, en te gou is hulle by hulle huis. En Jesus, soos wat hy doen, gentleman wat hy is, maak asof hy verbygaan. En hulle sê vir hom, nee, jy moet nie verbygaan nie, kom in. Jy sien, daar's nie een plek wat hulle vra, wie is u nie? Hy het net so saggies gekom, en hulle sê vir hom, nee, kom in, jy bly hier so by ons ook. Hulle nooi hom in, ergemaai. Hy selfe woord. Kom in ons huis. Vriende, daai 2 disippels het nie besef dat hulle die skepper van hemel en aarde in hulle huis nooi nie. Julle ooit daaraan gedink? Hulle besef dit nie. Kom in, Here. Hy's ergemaak. Kom binne. Hy kom in, want as hy genooi is, kom hy in. As jy hom nooi, kom hy in.
Hy wil deel wees van jou lewe en van my lewe, maar hy wag vir 'n uitnodiging. Hy kom in, hy sit daar so, hulle maak ietsie om te eet, en gee vir hom brood, en hy breek dit, en toe hy dit breek, toe sien hulle, Jesus, die Vader in sy hande, en skielik verdwyn hy van hulle. En hulle staan reg daarso op die dag nou hardloop terug Jerusalem toe en gaan sê vir die apostels, ons het Jesus gesien, hy het saam met ons in ons huis ingekom, het ons harte nie gebrand toe hy die skrifte oopmaak vir ons. Dis wat hulle sê daar, het ons harte nie gebrand nie. En terwyl hulle nog so opgewonde gesels, skielik is Jesus daar. Vriende, as hulle nie gereageer het op sy binnekoms nie, sou hulle daai gemis het. Sou hulle nie daar gewees het toe Jesus daar verskyn het aan al die disippels nie. Ons moet reageer. Ons moet leer om te reageer op sy woord. En so sien ons 'n hele klomp skrifte wat hieroor gaan. Matteus hoofstuk 10 wil ek gaan, hoofstuk 10 vers 7. Jesus stuur hulle, sy disippels, om uit te gaan. Dit sê daar so vers 6, maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel en gaan preek en sê die koninkryk van die hemel het naby gekom. Ek is geïnteresseerd in daai woord naby. Die koninkryk van die hemel het naby gekom. Nou daai Emmausgangers, daar is Jesus by hulle en hier is hulle huis. As hulle hom nie genooi het nie, sou die koning naby gekom het en verbygestap het. Ek wonder hoeveel keer het Jesus in een of ander manier naby jou verbygestap. Dat jy dit nie erken het nie. Gaan preek en sê die koninkryk van die hemel het naby gekom. Vers 11, in watter stad of dorp julle ook al mag gaan, ondersoek wie daarin waardig is en bly daar totdat julle vertrek. En as julle die huis ingaan, ergamaai weer. Groet dit, en as die huis dit waardig is, laat julle vrede daarop kom. Maar as dit nie waardig is nie, laat julle vrede na julle terugkeer. En as iemand julle nie ontvang nie, en na julle woorde nie luister nie, gaan uit daardie huis of daardie stad uit en skit die stof van julle voete af. So daar's baie keer wat dit gaan gebeur, dat die koninkryk naby kom aan mense, aan 'n stad, dorp, soos wat ons nou hier in Williston is. Ons kom om die koninkryk te preek. Dat dit naby kom en baie keer verwerp word. Hy sê, skit julle die stof af van julle voete en gaan verby. Dit is interessant, is eintlik skrikwekkend. In Handelinge hoofstuk 26 lees ons iets baie interessant. Ek het 'n ander versie wat ek ook wil gee, maar ons gaan na Handelinge 26. Paulus het was gevange geneem, vir jare het hy bedien, gevange geneem, en hy kom voor die regter Festus, en daar is Agrippa die koning, hy is genooi om in te sit in Paulus se verhoor. En Paulus praat daarso, Handelinge 26 vers 27, kom ons lees van vers 25. Maar hy sê, dus Paulus sê vir Festus, ek is nie kranksinnig nie, hoogedele Festus, maar ek spreek woorde van waarheid en gesonde verstand, want die koning met wie ek ook vrymoediglik spreek, weet van hierdie dinge, want ek glo nie dat hom iets van hierdie dinge onbekend is nie, want dit het nie in 'n hoek gebeur nie. Hierdie verkondiging van die evangelie, die groei van die gemeentes oral oor die wêreld eintlik, het was nie in 'n hoek gebeur nie, was 'n groot ding. Nou, verstaan jy, Paulus is die gevangene.
Hy word verhoor. Agrippa sit daarbo, die koning, hy is die regter. Paulus kyk na Agrippa, die gevangene kyk na die regter, en hy sê vir hom, glo u die profete, koning Agrippa? Ek weet dat hy glo. Hy daag Agrippa uit. Waar staan jy met God? Glo jy die profete? Dan lees jy hierdie, vers 28, en Agrippa sê vir Paulus, jy beweeg my byna om 'n Christen te word. In Engels sê dit, almost you persuade me to become a Christian. Daar's 'n liedjie wat daaroor geskryf is, ek weet dit is in Afrikaans ook, maar ek ken nie die Afrikaanse weergawe nie, maar die Engelse liedjie gaan so, almost persuaded, Christ to believe, almost persuaded, Christ to receive, almost cannot avail, almost is but to fail, sad, sad, that bitter wail, almost but lost. Niemand skryf daaroor, to be almost persuaded is to be eternally lost. Moenie naby kom nie. Kom in, erg my, nooi hom in. Ek hoor van u waarheid, ek hoor van u koninkryk, ek wil u hê in my lewe, ek wil hê dat u koning moet wees, nie net saam met my in my huis nie, maar wees koning in my huis, wees koning in my lewe, wees koning in my huwelik. Jy beweeg my byna. Ek wonder die res van Agrippa se lewe hoe dit gegaan. Hy het 'n boodskap gehoor wat hom byna oortuig het. Byna oortuig het. In Matteus, ek het nou 'n skrif gehad wat ek sien ek nie meer geskryf het nie, maar Jesus verduidelik die koninkryk so. Hy sê baie van julle is soos kindertjies wat op die markplein speel. Ek is seker julle het hier al hierdie gedeelte gelees. Baie van julle is soos kindertjies wat op die markplein speel. En daar's twee groepe kindertjies. Die een het 'n fluitjie en hulle blaas 'n lekker deuntjie wat jy nou voor wil dans. En die ander groep is veronderstel is kindertjies wat speel. Hulle is veronderstel om nou te dans, volgens daai liedjies, né? Maar hulle dans nie. Hulle reageer nie. Nou besluit hierdie een groepie wat nou die fluitjie speel om 'n doodsmars te speel. Hulle speel nou 'n spirietjie, hulle speel nou 'n stadige doodsmars en hulle veronderstel dat die ander groepie nou moet stap asof hulle by 'n begrafnis is. Maar hulle reageer nie. En hy sê, julle is net soos hierdie kinders. Die profete het gekom, die boodskap het uitgegaan, maar daar is geen reaksie nie. Dit verander nie julle lewe nie. Matteus 7, lees ons hierdie, die einde van die bergprediking. Vers 24. Sê, elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval, en die waterstrome het gekom, en die winde het gewaai, en teen hierdie rots aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. Hoeveel keer het julle nie daai storie in Sondag so geleer nie? Vers 26, en elkeen wat na hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval en sy val was groot. Wat is die verskil tussen hierdie twee manne? Hulle albei sit en luister na die woorde van waarheid wat uit Jesus se mond kom. Albei is op
kan ek sê, in dieselfde kerk. Die een sit daar, die een sit daar. Ek wil nou nie uitwys nie, maar albei sit in dieselfde gemeente, hulle hoor dieselfde preek. Die een hoor dit, hy laat daai woorde in hom gaan, ergemaak, en dit verander sy lewe. Die ander sê, dit was 'n lekker preek gewees, maar daar is geen verandering nie. Die een se huis is gebou op 'n rots, die ander se huis is gebou op sand. En as Jesus sy boodskappe uitstuur deur Johannes, die apostel Johannes in die Openbaring, hoofstuk 2, hoofstuk 3, is daar 7 boodskappe wat aan 7 gemeentes gestuur word. Julle het dit al gelees, daai boodskappe? 7 boodskappe, en elkeen het 'n boodskap vir daai gemeente. Maar al 7 eindig met hierdie woorde: hy wat ore het om te hoor, laat hom hoor wat die Heilige Gees aan die gemeente sê. So, ek is geïnteresseerd in hierdie oor om te hoor. Hoe lyk 'n oor wat hoor? En hoe lyk 'n oor wat nie hoor nie? Wat is die verskil tussen 'n oor wat hoor en 'n oor wat nie hoor nie? Die een is hoor en doen, die ander is hoor en nie doen nie. Die een laat daai woorde toe om sy lewe te verander. Die ander sê, dit is 'n interessante woord, gaan uit en sy lewe bly dieselfde. Die Here soek, as ergemaak, kom in, verander my lewe. Toe die Here met my gepraat het daar in Zimbabwe, ek nou sê, Here, ek wil U as eerste hê in my lewe, het hy vir my gevra, is ek gewillig om my plaas en alles wat ek het vir hom te gee. Daai was nie 'n maklike vraag nie. Hy het my 3 keer gevra, voordat ek op my knieë gegaan het en sê, Here, enigiets, maar U wil ek hê as nommer 1 in my lewe. Daai het my lewe radikaal verander. My gesin se lewe radikaal verander. Dit was die begin van 'n baie groot bediening reg oor Suid-Afrika en ander lande ook wat ons baie al bedien het. Seker 'n hele paar miljoen mense wat ons bedien het. Net met hierdie eenvoudige woord: wees gehoorsaam aan God se roeping. Doen wat hy sê. Dis 'n ernstige woord. Ek wil nog 2 dinge vir julle sê. Handelinge hoofstuk 9. Daar lees ons van Paulus se bekering. Seker julle het dit al gelees. Paulus se bekering, Handelinge hoofstuk 9. En Paulus was op pad. Laat ons eers bietjie praat oor wie Paulus was. Hy was 'n top fariseer, 'n jong man wat opgelei gewees het as vir leierskap vir die volk van Israel, vir die Jode ten minste. En hy het onder Gamaliel gestudeer, die seker die beste kweekskool in die wêreld op daai stadium, onder Gamaliel, 'n leraar van die wet. En so het hy geleer, en so was hy godsdienstige man. Elke Sabbatdag was hy in die sinagoge en hy het volgens die wet gelewe. Alles wat die wet voorskryf het hy gedoen. Maar hy het die disippels van Jesus begin vervolg. Want vir hom was hulle nie volgens die wet nie, en hulle moet volgens die wet wees. En hy het hulle laat doodmaak. Hy het daar gestaan en gesien hoe Stefanus met klippe doodgegooi was. En hy het self baie mense gaan gevangen neem, in die gevangenis gesit, en nou is hy op pad Damaskus toe, want hy het gehoor, daar's gelowiges daar, en hy wil hulle gaan arresteer, en op pad Damaskus toe, skielik skyn daar 'n lig oor hom, en hy val tot die grond, en hy hoor 'n stem, wat hom sê, Saul, Saul, hoekom vervolg jy my? Onthou, hierdie is 'n baie godsdienstige man, is nie 'n wêreldse man nie, is 'n baie godsdienstige man. En hy hoor die stem van Jesus, wat vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Dis hoofstuk 9 vers 4. En vers 5 is 'n merkwaardige skrif
En ek wil graag hê julle moet ernstig dink oor hierdie skrif. Hierdie godsdienstige man, soos baie van julle godsdienstige goeie mense is, vra hierdie vraag: wie is u Here? Hierdie godsdienstige man wat elke Sabbatdag in die sinagoge iewers gewees het en gedink het hy dien die Here, het nog nooit vir Jesus ontmoet nie. Joh, is dit moontlik dat ons elke Sondag in die kerk kan sit, maar nog nooit vir Jesus ontmoet het nie? Volgens daai, ja. En ek het al baie sulke mense gehoor, gesien, ontmoet, wat godsdienstig is, goeie mense. Maar as jy hom uitvra oor Jesus, dan besef jy het nog nooit vir Jesus ontmoet. Ek vra vir jou, het jy al ooit Jesus ontmoet, regtig ontmoet, het hy 'n merkwaardige verandering in jou lewe gebring? Wie is u Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. Wat is die prikkels? Dis daai goeders wat jy die beeste mee aanjaag, nee. As hulle stadig is, druk jy hulle 'n bietjie, dan spring hulle, gaan 'n bietjie verder vorentoe. Julle plaasboere ken daai. Ek weet nie of julle met beeste geboer het, ek het met beeste geboer. Doen julle dit met skape ook? Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. As die Here hom praat, prik, dan skop hy terug. In plaas om vorentoe te beweeg, dan skop hy terug. Sê in vers 6, en terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, luister na wat hy sê, Here, dis 'n erkenning, hy praat nou met die Here, wat moet ek doen? In ander woorde, my ontmoeting met u, vra vir my, ek moet reageer, wat moet ek doen? En van daarof is sy lewe radikaal verander, maar dit het begin, waar hy sê, wat moet ek doen? My lewe moet verander. Jy lees daar so toe Petrus gepreek het op Pinksterdag, waar al die mense verbaas was om te hoor, hulle praat in tale en al daai ding, en Petrus preek vir hulle en sê, hierdie Jesus, wat julle gekruisig het God ons verlosser gemaak. En die mense vra vir Petrus, weet jy wat die mense vir Petrus vra? Wat moet ons doen? Daar moet 'n reaksie wees. Ons kan nie dieselfde bly nie. As ons skielike besef, ons ontmoet die Here nou, daar's ietsie, daar's 'n woord waar ek moet op reageer. Moet jy daarop reageer? Persoonlik. Hier is nie 'n ding net voor al die ander nie. Jy moet by jou huis, jou knieë kom en sê, Here, wat moet ek doen? Hoe moet ek reageer op hierdie woord? Die Emmausgangers gesê, Here, kom uit. Paulus het gegaan dadelik waar die Here op hom gestuur het. En so lees jy van baie mense wat gereageer het op die woord. En ek sluit met Lukas hoofstuk 19. Jesus is nou reg aan die einde, hy is op pad na Jerusalem, na die kruisiging, en hoofstuk 19 sê dit daarso, vers 41, Lukas 19 vers 41, en toe hy naby kom en die stad sien, het hy daaroor geween, die stad Jerusalem. Hy gee om vir ons, hy het geween, en gesê, as jy tog maar geweet het, ja ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien, maar nou is dit vir jou oë bedek. Jy wil nie hoor nie, jy wil nie reageer nie, nou is jy oor toe daarvoor. Vers 43, want daar sal daar kom
oor jou kom, wat jou vyande in skans rondom jou sal opwerp, en jou omsingel, en jou van alle kante insluit, en hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter, en hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Jy het nie gereageer nie. Dink, Jesus, die koning van konings, die verlosser van Israel, het deur hulle strate gestap, het siekes gesond gemaak, blindes het weer gesien, krepeles het weer geloop, wonderwerke, en hulle het geweier om te reageer. Ek wonder of, as hulle eendag voor die Here staan en besef, jong, ek het 'n fout gemaak. Te laat. Jesus sê, julle het nie gereageer toe die gunstige tyd, soos nou is 'n gunstige tyd, toe die gunstige tyd van God se genade by julle verbygestap het. Het julle nie gereageer nie, julle laat dit aangaan, julle het nie geërgemaai, kom in my lewe nie, julle het nie daarop gereageer nie. En ek wil die vraag vra, ernstig vra. Ons het nou gister wonderlike preke gehoor, daar by die mannengroep, uitreik, en vanmôre, dis die gunstige tyd, waar die Here 'n uitnodiging maak. En daai is 'n uitnodiging nie net in die publiek nie, maar is 'n uitnodiging na die hart. Hoe sal jy reageer? Gaan jy dit net laat verbygaan? Of gaan jy ernstig huis toe, gaan kniel voor die Here, en vra van die Here, ek wil reageer op hierdie woord. Algemaai, kom in my in. Kom in my gesin in, kom in my huwelik in, kom in my lewe in. Dis 'n baie ernstige ding. Ek onthou een storie van Zimbabwe. Al was 'n man, Doodles, ons hom genoem, baie ouer as ek, maar hy, as 'n kind, was 'n weeskind gewees. En my ma was 'n onderwyseres by daai weeshuis, die skooltjie wat hulle daar gedoen het. So hy onthou my ma. Later aan het hy geleer as onderwyser. Hy het vir Mandy en haar boeties en sissies almal geleer. Mense was lief vir hom. Hy was 'n godsdienstige kerkganger, elke Sondag was hy in die kerk. Later het toe Mandy begin onderwys gee, toe was sy, Doodles was natuurlik baie ouer as sy, maar hulle was in dieselfde skool self onderwys gegee, saam onderwys gegee. En toe ek gevra is om die NG gemeente daar oor te neem, vir 6 jaar het ek daar bedien, toe was hy in my gemeente. Pragtig man, ons was baie lief vir Doodles, die hele dorp was lief. En toe eendag is daar 'n begrafnis. Een van die prokureurs in die dorp is oorlede en ons gaan na die begrafnis toe. Toe na die begrafnis was daar verversings, ek gaan staan daar en ek sien 'n paar manne staan daar en gesels en Doodles staan so een kant. En ek gaan na Doodles en ek sê, Doodles, hoe gaan dit met jou? Hy sê, ek gaan die volgende in daai boks wees. Ek sê, Doodles, is jy reg daarvoor? Hy sê, ek weet nie. Hierdie godsdienstige man, wat almal voor lief was, hy was elke Sondag in die kerk, sê ek weet nie. Ek sê, Doodles, kan ek vir jou kom sien? Sê, ja, asseblief. Daai week gaan ek uit na sy plaas toe, hy het ook geboer. In sy huis sit ek daar so, en ek verduidelik die pad van bekering vir hom. Soos Jesus dit vir ons gegee het, om bekering te doen, van jou sondes, ontslae te raak, vir die Here te vra, vergewe my, en sy, wat is die woord wat ek voor, genade te aanvaar. Ek sê, wil jy graag die genade van die Here Jesus aanvaar in jou lewe? Hy sê, ja, God.
Nou toe, nie lê daar so in sy sitkamer, ek sê vir hom, bid jy vir die Here en vra vir hom, Here, vergewe my van my sondes, ek aanvaar u genade. Ek bid 'n pragtige gebed, ek lê my hande op hom, daarna sê Here, u het hierdie man se gebed gehoor, ek vra u, vergewe hom, geef vir hom geloofsversekering. En ek sien daar's 'n verandering in sy hart. Daar's 'n vreugde wat nie daar voorheen was nie. Ek sien hom, gaan terug huis toe. Ek weet nie, het was 'n week of 2 weke daarna. Bel sy vrou Deris vir my. Sy sê Doodles is vanaand oorlede. Maar net so lank wag nie, vriende. Jy hele lewe godsdienstig is en nooit vir Jesus ontmoet het nie. Ek kon daai kerk was vol gepag, almal het vir hom geken. Ek kon daarso vir daai mense Doodles se storie ken. Hierdie was 'n goeie godsdienstige man, maar hy het nooit vir Jesus geken nie. En hy het op die einde sy lewe vir Jesus gegee. Ek kan sê, volgens die woord kan ek sê, hy is sy koning vandag. Nie so lank wag nie, vriend, voordat jy hom ontmoet het nie. Kom ons bid. Liewe Heer, dankie vir u genade boodskap. Dankie vir u boodskap oor die koninkryk, dat u die koninkryk weer en weer verduidelik het. En ons wil daai koninkryk aanneem, ons wil vra, wees koning in my lewe. Wees koning in my huwelik, in my gesin, in my dorp. Ons vra u, Here. Ons wil reageer op hierdie boodskap van die koninkryk. Mag u koning wees in ons gemeenskap, in my lewe. As ergemaai, kom binne in my, o Here. Mag u naam verheerlik word. Mag u elkeen se harte hier aanraak as hulle huis toe gaan, dat hulle hier ernstig oor dink. En daai vraag vra, waar staan ek? Is ek net godsdienstig, of is Jesus my koning? Ek vra dit om u naam se wil. Amen.